Welcome to She Brews, where we drink some coffee and we listen to amazing stories told by the most inspiring women. She Brews, koffie en chat. Met Nel en Zal. Hallo vriendinne en welkom by nog 'n episode van She Brews. Ons is ongelooflik excited vir vandag se topik. Ek dink dit is iets wat baie mamas oor wil praat, maar Nie oor praat nie for some reason, en dit is te doen met career choices, career changes en die guilt wat saam met dit gaan en ook die career van net mamma wees en dat dit 'n fulltime job is. So, hier gaat ons. Ons gas vandag is 'n baie goeie vriendin van my en iemand vir wie ek baie tyd het, Melissa Bierman. Melissa, ek gaan jou vra om jouself sommer so 'n bietjie te intro, maar ek wil net byvoeg, jy is seker een van die sagste, liefste mense wat ek ken met so groot hart. Hulle huis is altyd vol mense. Dis love it. Tussen 2 en 10 op 'n slag. Ek het dadelik vanoggend aangevoel ek kan hierdie vrou net gou hier in die chaos ingooi en hallo. Ek het ons in my huis ingevat en gesê ek's nou terug. Sy is net soos sy soos daai bank wat jy het wat net dis die gemaklike bank. Almal wil op 'n bank sit. Dis so sy. Dis Enterprise. Sy spot altyd dis Hotel Bierman en my dogtertjie het 'n week terug 'n toespraak gedoen oor 'n ontbyt wat sy moet maak en hulle moet die stappe volg, maar dit is 'n video wat ons moet opneem. Okay. En sy begin toe en sê my naam is Mila Ann en welkom by Hotel Bierman. Ek is julle chef. En dit is legit. Dit is dit so funny want jy praat tot oor. Maar jy weet net goedjie, sulke is something that you're known for, wat ek nou agtergekom het is goed wat jy gedink het mense of spot jou altyd voor of nie spot nie, maar nie lelik spot nie. Dis uniek. Grap, maar dit bou amper jou dit draak jou legacy sonder dat jy eintlik 'n effort doen om 'n legacy te bou. Daai word iets wat jy gaan altyd voor onthou word. En ek het nie eers so groot geword nie. Ek het in 'n huis groot geword waar jy bel voordat jy kom jy net sommer by iemand se huis aan of daar's nie. Ons het eintlik by daai generasie bietjie groot geword. En ek trou toe met 'n boer wat van die platteland afkom. Waar jy stop net. Jy parkeer jou bakkie en daar's altyd koffie en beskuit en aardappels en brood. En ek het met 'n man getrou wat baie sosiaal is en mense love. So hy sê sommer vir hulle sê, "Ja man, julle slaap oor. Hier's 'n tandeborsel, hier's 'n aandeel." Ja, ag, so, ek love it. Ja. So ek het nou gesê ek gaan jou konsent intro, maar ek gaan net gou vandag se topik net klein bietjie intro. Ja, asseblief. Ek is so opgewonde. Ons weet en die stats wys ook in vandag se tyd is al baie min households wat kan afford om net 'n single income household te hê. En ek dink met inflasie, met vereistes van vandag se goederes, ek dink almal wat 'n kind op laerskool het of dalk op hoërskool ek weet, dis nie net meer genoeg. Okay, ek kan dit. Ja, maar 'n mens dink dis haar school fees of skoolfonds en dan kry jy 'n kind wat dalk van 'n aktiwiteit hou en in vandag se skole in Pretoria veral, dis nie genoeg as jou kind net by die skool oefen 2 keer 'n week nie. As jou kind nie vir 'n klub en 'n liga en 'n klas en 'n coach ingeskryf is nie, is jou kind se kans klaar 50% minder om iewers iets te land. En eintlik al wat ek dit noem is van daai goed kom nou weer met ekstra kostes en ekstra druk. En dan moet jy ook net inbereken dat ons laasweek oor gepraat het, of 2 weke terug oor gepraat het, die unexpected things of life, die RSD's. Die unknown goed wat ook net gegooi word. Ja. Soos in ons geval met ameryse, tipe 1 diabetes. En even voor dit, soos enige mamma wat weet presies wat kos 'n tandartsafspraak. Ja. So in daai opset is dit vandag baie topical om te werk of nie te werk nie. Wie te werk, wat se werk doen jy? As ek terugdink aan universiteit, is dit amper die heel eerste ding wat mense toegevra het. "Haai, wat is jou naam? Wat doen jy?" Na universiteit. Dis nou nog so. En dit is nogal jou identiteit, né? En as jy kyk in die Bybel ook, hulle praat baie keer van 'n fun en ook na die Bybelse tye, maar dit wat jou fun is was nogal baie wat jy gedoen het. Soos as jy kyk na die Nederlanders, hulle van praat baie soos wat was jou werk? Ja, dit half gee weg jou identiteit. Ja, so daar's baie van die mense die identiteit en dit wat jy doen elke dag.
Maar daar's ook baie in die Bybel, ons het net aan haar gepraat, wat praat van being a mom en die voorreg om 'n ma te kan wees is ook 'n vocation en is ook 'n werk. So Melis gaan vandag 'n bietjie met ons deel net haar journey van in die wêreld wees, kom van 'n baie suksesvolle corporate household agtergrond, trou met 'n entrepreneur, 'n boer en toe jou eie journey en ook jy's in 'n baie groot jy het baie pelle en baie van hulle doen baie verskillende goede. Party vrouens het baie corporate jobs en ander het glad nie. So Melis, kan jy jouself net vir ons 5 minute of 2 minute intro en dan gaan ons in jou storie inspring Dit is eintlik so vreemd dat jy nou ek dink nou daaraan. Ja, ek kom van 'n baie corporate agtergrond af met my pa, maar my ma was huisvrou. Sy het ons 4 kinders grootgemaak. Ek is die oudste van 4, die jongste is 15 jaar jonger, met 2 babies tussenin. En nou dat ek 'n ma is van 2, is ek soos, hoe het jy 4 kinders grootgemaak met daai age gap? En 'n man wat so corporate is. Daar's ek onthou hoe daar's oggende wat my pa baie vroeg moes Joburg toe gaan. Ek dink hy groet ons sê net maar 5:00 of 6 se kant word jy wakker van skool en ry jy net so aftershave want ten minste het hy gaan kom groet en dan vanaand as jy gaan slaap is hy nog steeds nie by die huis nie. So daar was 'n seisoen in my lewe as kind wat my pa regtig baie hard gewerk het en my ma baie aandag aan ons kinders moes gee. Ek het nogal vir 'n lang tyd met dit geworstel. Ek weet nie of ek net 'n stay-at-home mom wil wees nie want nou verloor ek my identiteit. Maar ek wil ook nie heeltemal full on in corporate ingaan nie want ek het ook nou al daai kant van careers gesien, verstaan? En ek het jy's reg, ek het baie vriendinne wat 6 uur in die kar klim, Joburg toe ry en vanaand 5 uur eers hulle kinders gaan haal. Behalwe vir dit, ek is so geseënd in die werk wat ek nou doen dat daar's my kliënte, die ma's, sien ek so gereeld. Hulle laai hulle kinders eers 5 uur op en dan wil hulle weet wanneer moet ek nou tyd spandeer saam met my kinders? Wanneer gaan my gesin jy weet en dan besef jy, sjoe, wat 'n voorreg om op 'n plek te wees om daai balans te kan vind. En te kan sê dit is okay om nie 50, 80, 150,000 rand 'n maand te maak nie. Want jy is in die middel by jou kinders en jy het 'n werk wat met jou hart praat en wat vir jou joy gee. Om daai balans te vind en nie net dit nie, om peace te vind, om vrede te hê met dit is wat die Here my nou wil hê. Verstaan? So ek werk verskriklik baie gesinne en ek sien so baie goed en ek het so gereeld, ek sê maar ek het hierdie entrepreneurial spirit in my, maar ek het ook hierdie kant van my wat so graag net by my, ek wil net 'n tuiste skepper wees. En ek het met 'n man getrou wat sy lewe vol is en besig is en hy het stokperdjies en hy wil graag sy gesin by hom hê. Dit is sy quality time. Ons moet daar wees om te support en ons moet hom aancheer en ons moet saam met hom gaan na sy sport toe en nie net emotionally support te wees nie, maar fisies daar wees. En nou het ek die geleentheid om dit te kan doen want ek werk nie voltyds vir iemand waar ek verlof moet insit en verstaan. So it comes full circle in the end, maar om daar te kom was nie noodwendig maklik. Dis 'n journey. Maar dis as ek so 'n bietjie net kan inkleer, ek meen ek ken jou nou al 15 jaar, 16 jaar seker, 5 jaar lank. En aanvanklik het ons almal mekaar ontmoet toe ons nog lekker jonk was uit universiteit en almal in 'n werk en jy is super soos elke vrou se ding ons gaan nou want daar's nie baie vrouens wat uit universiteit het sê ek gaan nou by die huis bly nie, né? Soos dan begin jy nou bou en creëer en jy dink want dis ook nie wat society vir jou sê om te doen nie. Soos dis nie meer die natural way of things nie. Is okay, jy moet nou begin aansoek doen. Dis meer the natural way of things. Ons het getrou op 5-26, maar ons het nie getrou op 18 of 19 nie. So ek moes vir myself sorg. So universiteit. Ja. So ek dink toe ek julle ken het, was jy toe nou by 'n corporate, een van die groot 5 en jy weet corporate werk en corporate ure en goeders. En toe in daai tyd, Melis, as ek nou moet dink, so oor 4-5 jaar, toe begin jy bietjie uitreik na ander goedjies of bietjie ander goed investeer uit. Vertel ons bietjie van soos wat het jy van die corporate? Wat het jy van gehou, maar waar het dit begin dat jy gedink het, maar weet jy dalk wat het die need for change of getrigger? Want toe jy nog kinders gehad ook, nee? Okay.
En ek het daar was eintlik 'n kliënt wat my gecoach het wat 'n kleiner firma was wat gevra het of sal ek hulle join en ek het toe hulle het my op die regte tyd genader want voordat ek by die Groot 5 was ek by 'n Christelike tydskrif gewees wat fokus op huwelike en ek het daar presies gedoen wat ek geswat het. So dit was eintlik my paadjie en ek is bietjie spyt dat ek weg is daar want ek dink wat ek daar verder kon bereik was sou great gewees het. Ek dink ek kon 'n langer pad met hulle gestap het. Maar ek was verskriklik passionate oor daai werk, maar ek het toe op 'n stadium net gedink iewers soos ek voel so 'n bietjie ek raak verveeld, verstaan? En let's try corporate. Ek meen ek kan mos nie sê ek hou nie van corporate as ek dit nog nooit probeer het nie. En ons het saam met mense geëet en sy het gesê, die vroukie het gesê is 'n posisie oop, maar nie in die groot corporate finansiële gedeelte van die besigheid nie. Meer die consulting, sy werk met mense en dis ek soos dit verstaan soos hoe cool sal dit wees om in corporate te wees en met mense te kan werk. En ek het gethrive. Dit was ek het jy weet die business unit was suksesvol en ons was 'n groot business unit gewees en ek het 'n gedeelte van corporate beleef wat fun was. Wat jy nie geweet het is moontlik in corporate nie. Want jy dink corporate is jy trek jou mooi suit aan. Ja. En daar is 'n gedeelte van 'n vroukie wat mos nou wil. Jy wil jou mooi rokkies aantrek met jou wakskoene en jy wil meetings toe gaan en jy wil jy weet en daar's 'n cafeteria en 'n café. Dis die movie wat jy gekyk het as tienermeisie. Maar al die red tape en goed wat saam met corporate gaan, het my frustreer. Dit het my gevoel, dit het my so bietjie weerhou van voluit die doelwitte bereik wat ek wil in my business unit. En toe het ek frustreerd geraak en toe die kliënt my nader, toe dink ek, ons is nou daar wat ons begin praat oor kids kry. En ek het toe gedink as ek by 'n kleiner company gaan, dan gaan hulle 'n bietjie meer flexibility dalk vir my kan gee of dit is nou in die huis is nie so dood ernstig nie. Die salaris was actually meer as die groot corporate company, kan jy dit glo. So toe het ek nou gevoel ek het nou my corporate kant gedoen en nou gaan ek hiernatoe en toe ek swanger raak en my kind kom, toe is daar nie flexibility in die small to medium sized firm nie. En dis ek soos dit bly corporate. Dit bly corporate. Of jy small is of jy medium is, you're there to do a job and that is what it is. En in daai tyd het ek koffie gaan drink saam met 'n ou skoolvriendin en ek vra toe vir haar, "Wat doen jy?" Verstaan ek? Dit is so lank as gesien. Ja, en net die feit dat jy daai vraag begin vra, jy weet, daar's soeke geactivate. Ja. En sy vertel my toe dat sy 'n sleep coach is en ek soos wat almal reageer met my. Wat is dit? Hoe doen jy dit? Ek het nie so gereageer nie. Ek het dadelik vir hom gevra, "Vat jy adult kliënte? En wanneer kan ek kom?" Ja man, hy's op die Nee, dis vir my so interessant en ek gaan heeltemal terug backtrack. Op skool, met skoolvakansies, het ek by kleuterskole gewerk, want my hart was by kinders en ek wou nog altyd 'n juffrou wees. Na skool het jy ook gaan na skool het ek het nie oor sy au pair nie, ek het au pair in Pretoria, maar ek wou nog altyd onderwys swat. Maar daar was tog 'n kant van my wat gevoel het, maybe is hy reg, maybe moet ek dalk iets gaan swat wat en toe ek public relations geswat wat safe is, sodat ek 'n net public relations, events, communication geswat en ek gaan nog steeds met mense werk en ek is toe in daai rigting, ek het met mense gewerk, maar daar het iets in my hart gepraat toe sy vir my sê sy is 'n sleep coach vir babas en vir kinders en sy werk met gesinne. Toe ek sê wow, hier gaan jy nog lewens verander ook. I mean, ek wil sê nie dit wil doen nie, verstaan? En toe sê ek, as ooit 'n gap is, laat weet my. Ek het letterlik daai volgende dag gebel gesê daar's 'n gap, jy kan aansoek doen as jy wil, jy kan die training begin as jy wil. En ek het toe begin en dis 7 jaar terug. En in die laaste 7 jaar het my hart heeltyd teruggehinker na dis inconsistent, né? As jy jou eie besigheid het en as jy jou eie
consultant, dis inconsistent in terme van inkomste. So ek het die hele tyd gedink, miskien moet ek iets anders doen net om hierdie inkomste op te maak want ek moet dit verdien en ek moet en onlangs dit is amper asof daar hierdie deure vir my oopgemaak. Jy weet as jy 'n fliek of 'n cartoon of iets maak, die deure so oop en dan sit hierdie oasis so voor jou, nê. Wat ek besef het, ek is getroud met 'n entrepreneur en sy ambisie het my verskriklik aangelok tot hom of aangetrek tot hom. Ja, ek relate verskriklik maar met jou storie. Wat vir my so aantreklik was van hom en die Here het my geseën met 'n man wat 'n besigheid het nog altyd wat suksesvol is en ek besef dit gaan nie net oor hy wat hard werk nie. Dit gaan oor die Here wat sy besigheid seën sodat hy finansiëel die meerderheid kan dra vir ons huishouding en ek hoef nie soveel bedrag in te bring soos wat ek dink ek moet nie, want dit is wat die wêreld vir my sê. Maar dis ek nog nie inspreek. Ons het nou baie coffee chats gehad, en ek sê dit want ek en sy het nou al oor die laaste 15 jaar baie koffies gedrink. Want sy is een van my die suksesvolle career-driven werk corporate. I also want that independence. Verstaan? So ja, en ek wil eintlik dit noem. Ek is nou unemployed vir 2 dae. Sy unemployed vir 2 dae. Maar ek hoor presies wat jy sê. Dit is so maklik as die Here jou op 'n pad sit om te kyk. Dis kom hulle sê vergelyking is so great evil want dit is so die verkeerdste ding wat jy aan jouself kan doen is die Here se pad vir my en die Here se pad vir Isel is so vastly different and unique. Hoekom sal ons dink dit is 'n gesonde keuse om links en regs te kyk na die persoon langs jou, maar God se plan vir hulle lewe en God se hulle situasie is so vastly different en ek wens net vrouens wil ophou dit doen. Maar so ek wil by sê en jy is glad nie iemand wat envious is nie. Sy is die vriendin wat as iets gebeur wat sy die eerste moet support en jou te bel en sê hoorie ek gaan jou besigheid weg en dit so sy is ongelooflik ondersteunend. Maar mense kan sê wat jy wil, maar daar is daai dinge en ek kan van ek was in daai of ek was meer in 'n corporate pad as in 'n entrepreneur pad en outomaties want ek wil 'n entrepreneur en dit het obviously nie uitgewerk nie. Maar wat ek eintlik net wil sê is 'n mens onthou nie altyd nie. Alles is 'n keuse, maar alles kom teen 'n koste. 100%. So die dae wat ek met jou praat en ek ry van Joburg af 3:00, 4:30 die middag en ek hoor jou kinders in die kar, is al 'n stukkie van my hart wat breek. Natuurlik. Want my kinders vra, mamma, ek wil nie meer in hoërskool maatjie wees nie en my antwoord is, wil jy sport doen of nie, wat dan met mamma aan. So ek dink 'n mens onthou nie altyd dit nie, want baie keer dink mense eers hierdie corporate hierdie maakskoene whatever dit lyk so glamorous en is die vriendin is op extra of dit of dat, maar alles kom teen 'n koste. Ek kan net sê ek dink ek moet daaraan dink aan soos ek en 'n ander mamma het nou dalk ook hier gesels soos jy sê alles kom met 'n prys. So jy kan stay at home mommy wees. My man het nou onlangs ek het vir hom sê ek hou nie van my naam nie. Toe begin hy dit nou stay at home Here noem. Ja. Eintlik om my te irriteer want die werk het nie so. Ek actually daarvan is haar. Sy is haar. Ja, stay at home Here. Maar dis ons daar's ook 'n prys want jy of jy dit nou al hardop sê of nie, jy gee 'n bietjie 'n sanity prys. Jy gee daai gift van stimulasie en met ander groot mense gesprekke op net daar's baie goed dat jy kan nie net instap en in die winkel en koop wat jy wil koop nie. Jy moet aansienlik meer budget. Waar die corporate het net soveel jy het nie soveel tyd met jou kinders nie. Jy gee ook jou sanity prys want nou moet jy in 'n uur inpas om 'n verhouding te bou met jou kinders, maar hulle moet ook gebad kom, hulle moet ook geëet kom, hulle moet ook alles, maar jy het net 'n uur want jy was nou heeldag in die kantoor. So maak nie saak en dis hoekom ek net weer wil reiterate hoekom ons nie mekaar moet vergelyk nie. Want maak nie saak van die bootjie waarin jy is nie, daar's 'n prys. Daar's iets wat jy moet opgee. My ma, ek het al eendag gewaarsku vir het voel of ek gaan uitbrand.
En my ma van alle mense sê toe vir my, maar jy het te veel balle in die lug. And something's got to give. En as jy al die balle in die lug wil hou, gaan jy iewers 'n bal laat val. Maar jy kies wat se bal jy laat val. So of jy gee 'n careerprys. En nie voel aan nie, jy hoef nie voel aan nie, maar 'n sekere salaris, 'n sekere 100%. ja, Of tyd met jou kids, of tyd met jou man, of jou geestelike verhouding met die Here, of jou emosionele toestand. Iewers gaan jy kan nie alles hê en doen nie. En ek het 'n vriendin, ek nou die dag met my gepraat en ek het vir haar vertel van hierdie besigheid wat ek graag wil begin on the side en ek het om te begin en dit het nie goed gegaan nie en ek het vir gesê, verstaan soos nou het ek hierdie besigheid en ek weet nie of ek regtig hierdie moet doen of nie en ek is nog steeds besig met hierdie ander ding wat ek nog hierdie sleep coaching wat ek nog al die jare doen want my hart kan dit nie laat gaan nie. Dit is nie 'n beroep nie, dit is 'n roeping vir my om hierdie werk te doen. En nou werk hy nie en ek is by die kids en toe begin sy huil en sy sê vir my, weet jy wat se voorreg het jy om te kan sê ek is in die middel by die kids. My hart smag na dit. Maar ons huishouding kan nie bekostig dat ek nie soveel geld inbring nie. En ek het toe net daar, toe sy hoe dankbaar ek eintlik moet wees vir wat ek het. En die middag wat ek in die kar so in my skouer omtrent hier wil uit. Nou staan sien ek so ja, ons doen dit so sag, nee. So overwhelmed voel, want dit is net te veel. Ek werk heel oggend met mense en die kinders is nie mekaar en dan kom ek by die huis en ek sê gee my net asseblief spasie. Dan moet ek net myself weer ground en besef wat se voorreg het ek om voice notes te stuur of te kan chat en die kids is hier in die agtergrond besig en ek kan sit by elke liewe sport en swem kyk en ek kan rondry en snackies in die kar gee en sulke tipe goeders. Daar's mamas daar buite wie se harte smag na dit, maar dit nie kan doen nie. En dit het my laat besef hoe bevoorreg ek is. En toe besef ek om perspektief te kry deur iemand anders se lewe. Ja. En 'n ander vrou se huishouding se dinamika en om dan by jou dinamika stil te staan en net te sê maar wat het ek? Nie wat wil ek hê die hele tyd nie. Wat het ek? Yes, ek wil net hierso link met 'n ander podcast episode van ons vir die ma. Dit het so by my gebly. Sy het gesê vroue pendulum tussen ek wil so graag nou die presiese woorde onthou, maar onvergenoegdheid en abundance. Soos en die twee is soos in ek het nie dit nie, ek wens ek het dit, ek soek dit, dis nou die onvergenoegdheid kant. Die abundance kant is ek verdien dit, ek sal dit vat. Dis al daai killer instinct vrouens in die nuwe generation, na die millennials is nogal erg op dit, soos boss babe, dis nou daai all or nothing. En dan sy sê, maar hierso in die middel is daar hierdie beautiful space waar ons eintlik moet exist, waar ons is vergenoegd. En dis is, jy kan strive vir nog. En jy kan want vir nog. Maar jy moet majority van die tyd hierso wees in die middel. Dis daai 80-20 perspektief van ek het 'n man, ek het kinders, ek het klere, ek het kos, ek het vergenoegd. So okay om ambition te hê. Dis okay om baie keer te voel, hierdie bank wat ons het is ook nou 12 jaar oud, 15 jaar oud. Ek wens ons kan. Dis okay, maar jy gaan net sien toe en jy kom weer terug. En dis daai grounding wat jy nou van gepraat het. Jy gaan net sien toe en jy begin die besigheid en jy kom weer terug en jy sê, en weet jy besigheid gaan nie launch in 'n maand nie. Ja. Hy gaan glad nie launch nie. Of hy gaan launch en dit gaan nie goed gaan nie. Maar hoekom? Want dit was ek, mens op aarde wat na meer gesmag het. Ek weet nie wat dit was nie. Want as ek kyk na my lewe wat so vol is, dan sê ek soos, maar hoekom het ek
daai paadjie gevat? Hoekom het ek nie net op hierdie pad gebly en vertrou nie? Hoekom het ek nie net van die Here my op hierdie pad gesit? En daar's so baie daar wat ek dink, ek weet nie of hierdie besigheid gaan uitwerk nie. Dit is so stil, ek kry nie kliënte nie, ek doen my bemarking, ek bring alles van my kant af. When are you gonna bring your part? When are you gonna your part? Like, where are you? Verstaan jy? En dan as ek terugsit en ek is soos, en ek raak net stil, dan besef ek, hierdie maand was stil, want hierdie het op ander afdelings in my lewe gebeur. En o my hel, as ek te besig was, sou ek kyk en uitgebrand het, of nie kon cope nie. So, sorry, dankie. Dat ek nou 'n stil maand was. I see what you did there. Ja. Ek wil net gou byvoeg by dit, Melis, en ek dink as ek na jou kyk, die laaste 6-12 maande, is daarig asof jy soos 'n rustigheid en 'n contentment gekry het oor waar jy is in jou journey. Ek myself, God het my baie duidelik convict by my corporate werk, onlangs. En ek kan net sê, hierdie is 'n onlangse storie. Onlangs. This happened En nou my gesê, hou op om goed te try. En dit was dalk nie 'n besigheid nie, maar dit was soos, okay, dan sê ek ek gaan in daai afdeling werk, daai pos uit, dit lyk lekker, ek gaan dit doen, dit apply. En dan werk goed nie uit en dan kry jy 'n interview nie. En God het my so convict en my gesê, Isel, hou op, probeer jou eie planne maak. En dus ek soos, maar God, jy het ons nie gesit, het my by die besigheid gesit. I know what I'm doing. Is ek nie goed genoeg vir daai pos nie? Hoekom stel hulle my nou aan? Ek leer en dalk is dit, ek het vriende, ek oortuig myself, dit is die kultuur of dit is die management ratios wat nie, wat. En So baie redes. So baie redes wat ek self uitdink. En hoe God net weer opgedaag het vir my in a totally unexpected way. En ek het dit voel vir my, ek was soos iemand wat iets moet regmaak en ek krap in die toolbox vir 'n skroewedraaier en die regte skroef en die regte winch wat ook al. En hier kom God en hy sê, maar ek het so 'n nuwe fiets. En ek krap want ek wil my fiets, ek wil nog pomp aan daai ou vrotwiel en die Here is maar hier staan as jy net kyk, as jy net wag, hier is vir jou 'n nuwe fiets. En dit het my so convict net van hoe God sy hart vir ons is so goed, né? En sy hart vir ons, ek dink dis vir my een van die magical goed van God, is hy ken jou hart en hy ken my hart en hy ken jou hart. En hy weet wat's vir jou belangrik, want PS hy het jou gemaak. Ja, verstaan jy? En hy weet wat vir jou belangrik. For the people in the back. Maar en hy weet wat gaan Melis se beker vul en hy weet wat vul Isel se beker. En dis hoekom ons goed so verskillend is, jy gesê het, want ons bekers lyk anders en ons DNA is anders. En is dit nie so dat as jou beker vol is, dat jy 'n beter mens, vriendin, ma, vrou, alles kan wees, want jou beker is vol. En dit het my so frustreer as mense sê, in sy tyd, liefie, in sy tyd, sis. Dan sê ek soos, ek weet, maar ek wil nou, soos, môre is nie guaranteed nie. So, wat as, en ek lewe, ek probeer my bes om dit nou beter te maak, maar ek lewe in wat as. Want ek wil so voorbereid wees en ek wil so beplan en ek wil so in beheer wees, nê? Want dan voel jy weet wat kom en jy weet hoe om dit te hanteer en jy weet en dan We would just like to thank our sponsor EasyPix for assisting us in all our technical needs. Dan besef jy dat dit is nie in jou tyd nie. Dit is nie jou tyd nie en jy kan so frustreerd raak as wat jy wil. En mense is ongeduldig vandag, my ouma het altyd gesê, want julle is die kitskos generasie. Julle wil in die drive-thru ry, bestel, betaal, ontvang. Instant gratification. En julle wil dit met alles in die lewe hê en dit is nie hoe die lewe werk nie. En as jy geduldig raak en jy raak stil, dan hoor jy sy stem. As jy ongeduldig is daar so baie noise, jy hoor nie sy stem nie. So dit was nogal iets wat ek hierdie jaar, die laaste 6 tot 12 maande aan gewerk het, was om stil te raak en sy stem te probeer hoor. En nee, ek het nie 'n stem gehoor wat sê, Melissa, dis glad nie dit nie. Want baie mense sê, so hoor jy sy stem. Ek sou dalk iets gedroom het, of ek het 'n gevoel gekry, ek het 'n rustigheid begin kry oor iets, ek het bevestiging begin kry deur reaksies van ander mense, of
As ek dink my besigheid gaan nie goed nie, ewe skielik dan kom die leads in en die sales kom in en toe ek begin besef, dit help nie ek bid, is hierdie die regte werk vir my nie, want eintlik in my hart weet ek hierdie is die regte werk vir my. En ek is op die plek waar die Here my wil hê. Ek moet begin bid dat die regte kliënte op my pad kom, dat ek die regte gesinne help, dat ek vrede sal hê, dat wanneer dit 'n stil maand is daar 'n rede daarvoor, en wanneer daar 'n besiger maand is daar 'n rede daarvoor. En ek het onlangs weer 'n ander sideline ding begin, maar dit was 'n droom wat ek gehad het van iemand, en toe ek al kontak, toe sê sy, jy kom vir gestuur is, ek kom hulp in my besigheid, toe sê ek, wel ek gaan nie hierdie reguit pad los nie, so al wat nou gebeur is, ek het nou 2 paaie wat nou so langs mekaar loop, en ek het nou vrede met dit, want hierdie paadjie is daai klein bietjie corporate wat ek wil hê, daai klein bietjie, en hierdie pad is nog steeds die sleep coach roeping, as ek dit so kan stel, so hier sit ek op 40 en ek kan sê, ek het 'n roeping en ek het 'n beroep, en ek het tyd saam met my gesin, en ek het vrede, dan sê ek sê, ja, is this not what it's about? En my vrede is nie jou vrede of jou vrede. Dit is so 'n belangrike ding om te sê. En dit is so lank gevat om dit te kom. Ja, dit beteken nie omdat daai jou vrede create, nou met iemand gaan gryp na copy-paste nie, want haar vrede gaan anders lyk. 'n ander mamma se vrede is dat ek 6 uur op die pad klim, myself heeltemal gaan uitleef in my career, in my corporate job, met my work, die joy wat dit bring, die lunches, die events, maar sy het nie kinders nie, of sy gaan nie vanaand tyd kan spandeer saam met haar kinders nie, of sy is dalk geskei en is 'n single mom en haar ma of 'n nanny help. Ek weet hierdie is nou kliënte wat ek al gehelp het, nee, maar sy thrive as mens, en dit maak haar 'n goeie ma oor naweke, en dit maak haar 'n goeie vriendin oor naweke, en sy maak genoeg geld om haar kinders op vakansie te vat oor see, en hulle goeders te laat experience, al is daar nie 'n pappa of 'n man of heeltemal anders. So belangrik om te onthou, Jesus create ons elkeen vir ons eie calling, ons eie vocation. Ek wil net dis nou nie regtig 'n backtrack, maar ek wil net vra vir die wat dalk dink aan 'n career change, of dalk dink aan 'n verandering maak, of dalk ietsie on the side tackle. Wat was vir jou die transition phase, die nou besluit om uit corporate uit te tree en hierdie sleep coaching training te begin? How was the transition phase for you? Hoe het jy daai experience? Dit was taaf, want jy gaan ewe skielik van 'n solid income elke maand. Jou dag is al vir beplan, jy moet so laat op kantoor wees, so lank gaan jy ry. Jy staan die oggend op en dan sê jy, okay, wat nou? Waar begin ek nou? Wat moet ek nou doen? En as niemand wat op jou opcheck nie, sê jy soos nee, so gaan ek nou Netflix binge, gaan ek gym, wat sê society doen vrouens wat flexibility het? Hulle gaan oefen en dan gaan hulle koffie drink saam met 'n vriendin, of moet ek nou 'n lunch reël, of so dit is tough om dan in daai transition standvastigheid te kry in jou identiteit en die besluit wat jy gemaak het, nê? Soos was hierdie toe nou die regte besluit. En ek het 'n A-type personality, ek hou daarvan om te beplan en te organise en weet wanneer gebeur wat. So toe ek so soos bevraag wat nou. En aan die begin ons train vir 'n baie lang tyd, en dan moet jy eers 'n paar verniet konsultasies doen om te kyk doen jy wat jy moet doen, en hoe hanteer jy die kliënte, en hoe suksesvol is jou journey met die kliënte, en dan mag jy eers begin geld vra vir die konsultasies wat jy doen. So daai begin het ek niks ingebring nie, en dit was terrible vir my om van independence af te kom en by my man te gaan staan en sê love groceries, verstaan. En dit is vir my tot vandag toe, het ek nog 'n stukkie van my wat so bietjie nie daarvan hou nie. Maar ek is die een wat altyd gedink het ek moet
in soveel inbring, hy verwag van my. Dis glad nie wat hy doen nie. Dit is glad nie wie hy is nie. Hy is soos, dis alright, dit is beter dat jy by die kids is in die middel, gaan haal hulle so laat ry hulle rond, verstaan? Dit werk vir ons huishouding. Maar ek was die een wat gedink het. Ek het dit die hele tyd op myself gebring. Dat en ek dink ook, dat as daar iemand is wat deur daai transition gaan, om rarig daaroor te bid, want, en rarig vrede te hê, dat die change wat jy nou gaan maak, gaan die regte change wees, nie so? Want as dit nie is nie, en jy jump net in iets in, want jy voel jy moet, of want society verwag dit van jou, dan gaan dit dalk nie uitwerk nie, en dit kan... Ek wil net gou weer byvoeg wat jy heeltyd praat oor dit wat die expectation is van society. En ek wil regtig die ma's en die vriendinne uitdaag. En net sê, wees bietjie meer gentle met jou vriendin, wees bietjie meer genadig, bietjie meer forgiving, bietjie meer understanding, bietjie meer, en met jouself. En stop comparing met die mama wat met haar gymklere by die skool is, en lyk of sy perfect lyk. Stop comparing met die ouers wat jy gaan 4 keer 'n jaar, so jy's in 'n journey, jy's in 'n plek, God het jou geplaas in die gesin wat jy is, met die kids wat jy het. So belangrik. En as mens can we just bietjie genade. Kan jy dink hoe powerful sal die wêreld wees as elke liewe vrou content was in haar lewe, in haar identiteit, in haar huishouding, ongeag wat die situasie is. Kan jy dink hoe powerful, soos, who run the world? En ek dink mans vir mans is dit al uitgelê. Dit is vir mans is 100%. As vrouens intree in hulle identiteit. Absoluut. En ongeag wat ek doen, want dit is anders as jy en anders as jy. Ek praat nou glad nie van jou werk nie. Ek praat van identiteit. Ek wil net sê, toe ek die transition gemaak het, myne was bietjie unplanned. Ek het nou nie gedink dit gaan gebeur nie. Dit was bietjie forced gewees, maar toe ek nou forced is om transition te maak, toe ek het vir die eerste jaar vir mense, as mense gevra het wat doen jy, ek sê, ek sê juffrou, ek's nie gejok. Ek het gejok. Ek het nie geweet wat om te sê, en staan ter wille eers langs hy, en dan sy is ongemakkelijk, sy sê, is jy nog nou juffrou? Dat kan jy voel, hy sê, is jy nou? Want ek was vir 10 jaar juffrou Greiling. Juffrou Nella. Dit was jou identiteit. Dit was my hele, en ek het nooit besef hoe diep ek myself in daai identiteit. Ek is 'n matriek Engelse juffrou. Ek is die dissipline hoof. Nêrens was ek net Marnel, vrou van God. En ek sal nooit vergeet, toe ek die eerste keer myself challenge. Boy, Jesus my gesê, ek moet nou ophou met hierdie, ek sê juffrou, want jy is nie meer 'n juffrou nie. Wat is ek? En ek sal nooit vergeet hoe ongemakklik ek iemand een keer gemaak het wat my gevra het, wat doen jy? En ek sê, ek is 'n kind van God. En dan het wat ek gedeelte van jy wat gevoel het, maar dis nie goed genoeg nie. Dit was 1000%. Wat se werk doen jy? Want jou werk bepaal, of wat jy elke dag bepaal. Ja, maar wat ek wil sê, is soveel van vandag se wêreld en se werk, of jou identiteit word gekoppel aan wat jy doen. Soos, wat doen jy? Dis wie jy is. En dit is glad, dit is iets wat jy doen, dit is een gedeelte van jou persoonlikheid, maar dis nie wat jy is nie. So ek dink ons uitdaging as vrouens in vandag, in 2025, is om hou op dat jou werk jou identiteit word. Jou werk is iets wat jy doen. Of net jou daglikse bewegings. Jy het nie 'n werk nie, jy's net 'n ma by die huis. Nee, jy's nie net 'n ma by die huis nie. Jy's 'n tuisskepper, jy kyk na kinders, jy's besig om God se koninkryk te bring. Jy is dalk die ma wat by almal anders incheck en hulle help met hulle. Ek het actually 'n gesprek nou 2 naweke terug wanneer ek die eindjaarfunksie daar's rond. Dit was laasweek.
het ek 'n gesprek gehad. Dit was nou met 'n man, maar ek het vir gevra of hy my approach het gesê hy is so bly ek doen die coaching on the side. En ek sê, okay, hoekom? Ek sê vir hom, ek vat my limited kliënte aan, want ek het nie nou kapasiteit op die oomblik vir meer as wat ek aanvat nie. En hy sê, nee, want hy sal nie net soos, hy het nodig dat sy brein werk. En toe sê ek vir hom, sit Karel, sit. Laat mama jou net gaan, want hy is wel 'n bietjie jonger as ons. Ek sê, laat mama net gaan vir jou. Ek sê vir hom, asseblief, hy is ook ongetroud, sê ek vir hom, asseblief, wanneer jy in 'n huwelik ingaan, asseblief nie dink dat jou vrou by die huis doen is brein doodwerk nie. Sy dink aan Alles. Ja. En ek het 'n TikTok gekyk eendag waar die ma sê, jy weet daai klein rakkie in die rakkie wat perfek pas en alles mooi, jou virke in een hokkie en jou messe in een hokkie. Sy sê, het jy daaraan gedink? Nee, mamma het daaraan gedink. En dit was net vir my so mooi visual van die, hulle noem dit mos brain laundry, wat jy mee rondloop as mamma en as vrou, of jy nou in corporate sit, en of jy 'n stay-at-home mom is, jy nog steeds dink aan daai rakkie, wat perfek pas in 'n ander rakkie, sodat als nie net 'n gemorstel binne is nie. En ek verduidelik dit toe nou vir hom, hy sê, joh, ek het nog nooit aan gedink nie, ek het maar net gedink, dit is super onstimulerend, so ek sê, glo my, jou kinders stimuleer jou die heel dag. Inteendeel, jy bid nou dan vir 'n bietjie minder stimulasie. Jy wens nou dat jy kan iewers in die kar gaan sit en net soos, Net ook na 'n corporate company toe gaan en met groot mense praat. asseblief kan maar. Ja, so net om terug te kom by identiteit. Iemand het dit eendag so mooi gesê, wat jy doen, jou karier, dis maar net waar jy jou spiritual gifts uitleef. Dis maar net waar jy dis net 'n platform. Dis nie wie jy is nie. En even nou ek vir 'n jaar lank rondgeloop en vir mense ek sê juffrou Marnel of juffrou Gleiler en ek was lankal nie meer nie, was ek so gekonvik met maar wie is Nala as ek nie Duf se vrou is of Amarai en Liam se mamma is of 'n juffrou is vir 1000 kinders nie. Wie is ek? En daai was dit presies wat jy nou nog sê, stil word by die Here se voete vir lank genoeg om sy stem te hoor. Maar dis ons vra altyd vir mense wat hulle wysheid kom deel en wat braaf genoeg is om hier te kom sit. Dis lekker, dis gemaklik. Nee, jy wil sê ja. Ja. Dit is baie gemaklik. Ek het al vergeet van die kamera. As daar iets is, daar is altyd vrouens. Daar gaan altyd 'n vrou wees wat sit in die posisie wat jy was van ek het corporate, ek is besig om op te klim, I'm busy, maar hier is iets anders wat my hart na anker. En dit gaan ook nie vir almal wees nie, want almal se harte gaan iets anders in. Of tot regardless van jou rigting, change is happening. Wat sal jy vir daai jong vrou of ouer dame of iemand wil sê wat staan by 'n change en dis change is altyd bietjie scary, maar change is waar ons wat sal jy net vir haar wil sê? Ek het my ouma was my person, my een ouma. En sy was verskriklik sterk in haar geloof. Soos as daar enige iets was, as ek in die middag na werk of iets na haar toe ry en ek gaan eet my ham en kaas broodjie daar met my rooibos tee, dan sê sy geloof my, kom ons bid, my kind geloof. En sy's oorlede 'n hele paar jaar terug en iets wat ek van haar af gevat het was geloof. En ek het gewonder of was ek sterk genoeg in my geloof soos wat ek gedink het ek is. Sure. En my teken was om 'n tattoo te kry met die woord faith. Om my die heeltyd te herinner. Nie dat ek sê almal moet tattoos gaan kry om hulle self te herinner nie, maar so en wat ek die heeltyd aan herinner is geloof, maar wat doen jy met geloof? You've got to physically use it. So vat daai leap of faith in practice. Vat daai leap en vertrou op God, want al vat jy hom en die rigting waarin jy gaan is nie noodwendig sy rigting nie. He'll steer you in the right direction. So ek sou sê be a bit of a rebel and just do it, nee. Vat daai leap of faith en moenie teruggaan nie, want wat ek ook geleer het met
'n vriend wat oorlede is hierdie jaar en my dogtertjie se vorige juffrou se seentjie wat ook oorlede is hierdie jaar. Nothing is guaranteed. And what are you waiting for? Want môre gaan dalk nie kom nie. En as jy 'n geleentheid op jou pad het en jy voel joy en jy voel vrede of jy voel hierdie trek regtig iets binne in my aan. This awakens something. Take that leap of faith en sit dan al jou menslikheid in wat jy geswat het, die experience wat jy al opgedoen het, die mense wat jy ken, gaan netwerk, gaan vat daai leap of faith en begin dit of gaan maak die change. Jy sal nie spyt wees as jy die heeltyd by die Here se voete gaan sit terwyl jy daai change vat nie. Maar as jy dis is om 'n tattoo te kry, gaan Ek weet nie, dis ook 'n change. Julle het gehoor, sy het gesê ek moet 'n tattoo gaan kry, so Ek gaan nie. ek is so obedient mens, ek sal nou maar gaan. So ek het hierdie dit kom uit Spreuke 16 vers 9 en ek het die NIV. In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. En dis vir my net so gepas wat jy sê is 'n mens kan goed doen, jy het net nou gepraat van jy het 'n side angle gevat en dit en op die einde van die dag as jy kan bly en kan uitfigure en 'n rustigheid of contentment het wat dit is God het jou waar jy wil hê. Dan kan ander goed kom en ja, jy kan nog 'n bietjie gou-gou 'n linksdraai vat terugkom terug, maar hierdie is waar God jou wil hê. En Melissa, ek hoop so en ek glo vandag die feit dat jy net met ons kom chat oor dit. Daar's vrouens wat moet hoor waar ook al ek is, it's okay. I need to find my contentment en my identiteit is nie in wat ek doen se 8 en 5 nie, my identiteit is in wat God oor my sê. Maar as jou identiteit, ek weet sorry ek vir die rede is, as jou identiteit is by 'n maatskappy vir wie jy nou al 20 jaar werk, moenie vir 'n oomblik voel ek moet iets anders gaan soek. Want as jy content is, Guilt is not the answer. jy content is in hierdie werk waarin jy nou al is vir 20 jaar en jy bly nou in hierdie huis vir 25 jaar en jy weet jou lewe voel wat sê woord voel vol maar voel ook net jy's net complacent. Moenie dink jy kan nie joy en excitement en challenges vind deur om iets anders te gaan soek nie. Jy kan net waar jy is, gaan daar challenges wees en jy gaan excitement kan kry en dit kan dalk wees 'n nuwe hobby, dit kan dalk wees jy sny jou hare, dit kan dalk wees jy hoef nie te trek of 'n nuwe werk te kry of jou career te change, your life change. Klaar nie, dit is nou net wat met my gebeur het en ek is so dankbaar dat daar 'n gedeelte van my was wat die heeltyd obedient was. Ek is die heeltyd gehoorsaam deur om op hierdie pad te bly. Maar my menslikheid het die hele tyd hierdie kurwes gaan soek. En vir ander mense gaan jy daai kurwes soek en hy gaan actually uitwerk. Ja, maar dan gaan jy baie na hierdie kant toe. En deel van God se dan was jy obedient om daai vurk te vat, daai kant van die vurk te vat. So ek dink dis reg wat jy sê, elkeen se keuses se pad is verskil en soos wat ons in die begin gesê het om nie te vergelyk nie want dit het ek verskriklik baie gedoen. En dit laat jou identiteit verloor en verkeerde keuses maak. En ek het baie verkeerde keuses gemaak en ek was ongehoorsaam oor goed. En dit het nie uitgewerk nie en dan raak ek kwaad vir die Here. Maar it was my doing, it wasn't his. Want ek is haastig, ek is ongeduldig. Ek wil ons nou iets anders doen. It needs to happen yesterday. Ja. So obedience is ek is nie so nie. Ek is net so dankie dat jy bereid is om ons te kom chat en net jou wysheid en jou selfervaring met ons te kom deel. Ek dink ons soveel mamas wat dit hoor. En jy's regtig, as ek jou moet tel op my, jy's een van daai mense wat altyd 'n ander vriendin se kroon terug op haar kop kom sit. Ja, nee. As haar kroon skeef is, dan kom sit jy hom terug en ek wil jou sommer daarvoor aanhoor en net ek wil vir julle sê, wees daai vriendin wat jou vriendin in corporate of stay-at-home mom of stay-at-home aldin wat ook al jy is, kom sit hom kroon terug want ons almal se krone val party daar af. En hou jou eie kroon regop. Don't look down. Look forward. Bly jou kroon op jou kop.
Hy sal nie afval nie. As jy net vorentoe kyk, nie terugkyk nie, moenie kant toe of afkyk nie, dan gaan hy afval. Kyk net vorentoe. Want dit is so, ons is dogters van die Here en hy weet, hy is meer, hy weet. Ek wil add daar, het is so mooi van jou storie, jy het op skool geweet, jy het 'n teacher hart. En ek gaan nou maar refer na spiritual gifts toe, soos jy het nou gedink onderwys is die calling, maar ultimately is dit 'n spirit of teaching wat jy gehad het. En hoe jy toe nou al bietjie uit fear uit in 'n ander rigting ingegaan het van nou kan ek nie provide nie, nou kan ek en ek love hoe God net soos 360 teruggebring het in die teaching spiritual gift in. En dit wil ek sê om aan te heg wat jy nou gesê het is, God is in beheer. En ek het daai spyt wat ek gehad het om weg te gaan by daai tydskrif, wat die huwelike help, red, ensovoorts. Met die werk wat ek doen ek dit ook. Ek doen dit ook as mamas en papas vir maande nie in dieselfde bed of kamer slaap nie. En dan kom hulle weer terug by mekaar en dan kry ek die boodskap, ons weet nie regtig wat om nou met mekaar te doen nie, want die kinders slaap en nou sit ons net hier. So die kinders slaap, of jy kry 'n boodskap wat sê, jy het ons lewe gered, het ons huwelik gered. En die oomblik toe my oop gaan, dit is letterlik nou die laaste 6 tot 12 maande wat ek besef, maar ek kom terug, ek hoef nie meer spyt te wees dat ek weg is by die tydskrif nie, want hier is ek en ek is steeds besig om huwelike te red en ek is steeds besig om mense te teach en ek werk met kinders. Soos dit is nou nie 'n verskillende nuwe inkomste nie, dit is nou nie 'n moer se naam vir 'n corporate naam of iets vir wie jy werk en ek trek nie my hakke aan nie. Inteendeel, ek kan nie onthou dit voel my hakke te loop nie. Net so ek sien nooit dit maak nie saak nie. Ja, want ek leef wat my hart wat jy bly maak, wat jy my hart bly maak. Ja. Dankie. Nee, dankie. Ek dink so baie vrouens was al so baie alleen by die crossroad en hulle voel hulle moet alleen nie deurgaan en hulle is regtig nie. Ek dink as ons as vrouens bietjie dit sal kies soos jy sê meer genade met mekaar het, gaan ons al meer kan voel ons kan met mekaar oor die crossroads praat waar ons is, whether it be met ons kinders en met ons nie kinders nie. Moet ek my kind van die skool toe na die skool toe stuur? Moet ek corporate change maak of nie corporate change maak? So ek dink definitief, ek weet in my eie vriendegroepie is daar 'n couple wat gaan sommer direk vir hulle hierdie link stuur van vandag se geselsie. Hier's 'n link, gaan luister jy hierdie. Maar vriendinne, so baie dankie dat julle nog 'n amazing episode van She Brews saam met ons gejoin het. Ons hoop julle koffie was lekker en ons hoop julle het almal baie dankie vir die koffie. Dit was great om jou te sien. Sien julle volgende week.